Goeiedag vriende, ons is by die 5de van ons dienste in die Pinksterreeks. Ons gesels so 'n bietjie oor die persoon en werk van die Heilige Gees. En wanneer dit dan nou nog altyd vir ons bietjie gaan oor die persoon van die Heilige Gees, dan kyk ons of ons bietjie van die vrae wat daar in mense se gemoedere leef, kan aanspreek om vir u mee te help in Bybelstudies, dat u rustig kan wees oor die ontvangs en die inwoning van die Heilige Gees, oor die betrokkenheid van die Heilige Gees by Jesus se kruisiging, sy hemelvaart, het ons so 'n bietjie gepraat en ja, ons gesels sommer so 'n bietjie lekker saam oor die Heilige Gees. Vandag ook, ons gaan nou vir julle 'n temaatjie gee waaroor ons vandag 'n bietjie gaan gesels en dan gaan ek probeer om vir julle al die inligting wat ek daaroor bymekaar gesit het, sommer net so 'n bietjie te deel met u met 'n klompie teksverwysings waarmee u self dan ook kan gaan sit en so 'n bietjie kan werskaf en woel en 'n bietjie kan leer uit die woord uit. Maar voordat ons begin met vandag se sessie, kom ons bid net eers saam. Here ons God, baie dankie vir die voorreg om deel te wees van 'n groep gelowiges, van 'n liggaam van u in hierdie wêreld, en dat ons met mekaar u woord en die gedagtes daaruit kan deel, en dat ons uit daardie woord en gedagtes kan lewe, en elke dag in u naam kan besig wees om die lewe te bou, soos wat u wil hê dat ons dit sal doen. Ons bid nou ook dat u ons sal seën by ons nadenke vandag, dat u by die lees van die woord op verskillende tye deur ons nadenke, vir ons sal seën met u eie spreuke, en dat u veral sal gee dat ons die waarheid sal verkondig uit u woord uit. Ons bid dit met verwagting in Jesus se naam. Amen. Vriende, die temaatjie wat ek vandag voor u neersit, hou ook weer verband met die ontvangs van die Heilige Gees. En dit is nogal 'n belangrike vraag, wat daar baie dikwels in mense se gedagtes opkom, en ek hoor hom redelik gereeld as ek in kontak is met mense, baie mense, die meeste mense wat ek van weet, vra hierdie vraag, sonder dat hulle redelike volledige antwoorde daaroor het. Daar is tekens in die Bybel daarvan, dat die antwoord op hierdie vraag ja kan wees. Die meer tekens in die Bybel wys daarop dat die antwoord op hierdie vraag nee is. En die vraag is, kan 'n mens, as jy eenmaal die Heilige Gees ontvang het, weer die Heilige Gees verloor? Dis 'n baie belangrike vraag wat ons moet vra en wat ons moet antwoord, en ek gaan probeer om vir u so 'n bietjie hierdie antwoord te gee. Nou, ek het reeds gesê, die antwoord kan ja of nee wees. As jy bedoel met verloor, dat die Heilige Gees heeltemal aan jou lewe onttrek, dan is die antwoord 'n besliste nee. As jy daarmee bedoel dat ek soms en jy soms, ons soms in ons verhouding met die Here, nie die inwoning en die vrug van die Gees dra, soos wat ons dit behoort te dra, soos wat ons gister na gekyk het, dan is die antwoord, dit lyk so. Ja, dit lyk tog asof 'n mens die Heilige Gees kan verloor. Maar ek dink dit is belangrik dat 'n mens gaan kyk, wat sê die Bybel daaroor? Nou, as 'n mens nou gaan kyk na wat sê die Bybel daaroor, dan moet 'n mens noodwendig in die Ou Testament daaroor begin lees, en in die Ou Testament is dit verseker so. Daar is geen vraag daaroor nie, dat God sy Gees aan sekere mense, bepaalde mense gegee het, met bepaalde opdragte, en wanneer daar die opdrag uitgevoer en voltooi is, dan het God weer sy Gees teruggeneem. Nou, daar is een voorbeeld in die Ou Testament, wat vir 'n mens diep ontstel, as jy daaroor nadink, en dit is die lewe van koning Saul. Nou, koning Saul, na die rigters, terloops die rigters was almal ook mense wat deur die Gees gelei is,
En wat as hulle taak verby is, het God gewoon sy gees weer teruggeneem. Maar koning Saul, wat na die rigters dan nou die eerste koning word gesalf tot koning, en deel van daardie salwing beteken dat die Heilige Gees dan ook in hom kom woon, en dat God met die Heilige Gees in hom die volk Israel regeer. Maar Saul het nie gelewe soos wat die Here van hom verwag het om te lewe nie, en uiteindelik het dit so gewerk dat na die dood van Samuel die Here nie meer so gereeld met Saul gepraat het as wat Saul graag sou wou hê, die Here met hom praat het. En veral ten opsigte van sekere sake wat vir Saul belangrik was, soos om byvoorbeeld oorlog teen die Amalekiete te gaan maak en die Ammoniete te gaan maak. Het die Here by die laaste geleenthede wat ons daarvan lees, het die Here eenvoudig stil gebly. Samuel is oorlede. Saul kan nie meer vir Samuel gaan vra of dit so is nie. Ons lees hierdie geskiedenis in 1 Samuel van hoofstuk 15 tot hoofstuk 31. Maar die ontstellende van hierdie hele eskapade van Saul staan in hoofstuk 16 vers 14 van 1 Samuel, en dit by name dat daar staan: die gees van die Here het van Saul gewyk, en 'n bose gees wat deur die Here gestuur is, het hom voortdurend ontstel. So, die vraag wat ons dan moet beantwoord oor die werk van die gees van die Here in die Ou Testament is: waarvoor het God sy gees gegee? Nou, in die Ou Testament werk die gees van God baie meer selektief en tydelik, en is gefokus op spesifieke persone en spesifieke take. Dis nie die bedeling van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees en die Seun funksioneer agter God die Vader in die Ou Testament. Die Ou Testament is die bedeling van God die Vader. In die Ou Testament word hy, God die Vader, ja, die Seun, die Messias en die Heilige Gees word ook so geopenbaar, maar die primêre openbaring gaan oor God die Vader. En dit is nogal baie belangrik dat ek en jy dit sal besef, en as ons met die vraag oor kan ek die Heilige Gees weer verloor besig is, dat ons sal verstaan dat die Heilige Gees se werking in die Ou Testament is spesifiek gefokus, gerig op 'n persoon en 'n taak. En as daardie taak afgehandel is, dan word dit weer van die persoon weggeneem. Al die leiers in die Ou Testament werk dit so mee. Ook baie dikwels die profete en die hoëpriester en al daardie mense wat die Heilige Gees nodig gehad het om hulle taak funksioneel in die Ou Testamentiese koninkryk van God te verrig, werk dit so mee. Dawid het een groot vrees in sy lewe gehad. Onthou nou, hier in 1 Samuel 16 rond word Dawid gesalf as koning, en daardie salwing sluit onder andere in die ontvangs van die Heilige Gees vir die taak waarvoor hy geroep is. Op dieselfde, in die volgende versie word wyk die Heilige Gees van Saul en neem 'n demoniese of 'n bose gees sy plek in om vir Saul te pla. En ag, ons ken die storie van hoe Dawid vir Saul gaan lier speel het as die demoniese gees of die bose gees so in sy lewe oorgevat het. Ons het almal daardie stories al gehoor en geluister. Maar Dawid het hierdie een groot vrees gehad, dat as hy dan in stadiums in sy lewe so leef, dat hy nie meer die man na die hart van God is, soos wat hy verklaar word, sal God dalk sy gees aan hom onttrek. Daarom bid hy, onder andere in Psalm 51, as hy gekonfronteer word met die werklikheid van sy oorspel met Batseba, bid hy in Psalm 51 vers 13, moet
my tog nie van u af wegdrywe en u Heilige Gees van my af wegneem nie. So dit is alles deel van die Ou Testamentiese verstaan van die werking van die Heilige Gees. Dit is nie die era van die Heilige Gees nie, dit is nie die tyd waarin die Heilige Gees besonderlik op die voorgrond tree om die kerk of die volk te lei nie. Hier gaan dit oor God wat met sy volk besig is. Maar God word van die begin af as drie-enige God, Vader, Messias, Seun en Heilige Gees openbaar, en ons moet nie daaroor vir een oomblik twyfel nie. So ons kan eintlik die Ou Testamentiese gedagte so 'n bietjie eenkant neersit. Want in die Nuwe Testament verander die prentjie oor die inwoning van die Heilige Gees in mense en die moontlikheid om die Heilige Gees te verloor, totaal en al en dramaties. In die heel eerste plek, in die Nuwe Testament moet ons onthou dat die Gees van die Here 'n permanente teenwoordigheid in die bediening van Jesus het. Ek het dit vir julle gesê toe ons daaroor gepraat het in hierdie reeks, het ek vir julle gesê, die Heilige Gees was altyd maar deel van Jesus. Daar was nooit skeiding tussen Vader, Seun en Gees, behalwe vir daardie rukkie aan die kruis, toe Jesus uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Die Gees woon permanent in Jesus, en ons het een mooi verhaal aan die begin van die evangelies van Matteus 3, waarin vertel word hoe dat die Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal het, toe hy uit die water uit opkom, en dit is terwille van die mense rondom, dat hulle kon verstaan, hierdie Gees wat nou in die vorm van 'n duif of soos 'n duif op hom kom neerdaal, was maar nog altyd deel van sy wêreld en van sy werklikheid. Maar in die Nuwe Testament word daar op 'n baie dramatiese en eintlik aangrypende manier die uitslotting van die Heilige Gees vertel. Nou in Johannes 20 vers 22 hoor ons die eerste woorde weer oor hoe die Gees aan ander mense gegee word, en dit is op 'n Sondagaand, die eerste Sondagaand nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, kom hy sy disippels besoek, die deure is toe en hulle skryp weg, hulle is bang, en hy staan tussen hulle en hy sê vir hulle, my vrede laat ek vir julle na, en dan sê hy vir hulle, hy blaas oor hulle, en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Vraag is of hulle nou al reeds met die Heilige Gees vervul is, of die Heilige Gees nou al so oor elkeen van hulle gekom het, dat hulle in die krag van die Heilige Gees begin werk. Dis duidelik as 'n mens die evangelies lees, dat dit nie so is nie. Dat die oordame in die bedeling van die Heilige Gees nog 'n rukkie later plaasvind. En daarvan hoor ons twee verhale in die Bybel. Die eerste verhaal is Handelinge 1, en die loop so hier van hoofstuk 2 vers 1 tot 11, en dan ook weer Handelinge 10. In Handelinge 1 is dit Judeese gelowiges, Jode, die apostels en die ander disippels wat saam met Jesus was, wat met 'n geskut en 4 tonge en 'n geweldige geskut die Heilige Gees ontvang, oor wie die Heilige Gees kom, hier die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons altyd daaroor praat. En dan in Handelinge 10 van vers 44 af, word dieselfde verhaal vertel, met die weglating van die 4 tonge, word die Heilige Gees oor die gelowiges uit die heidendom uit, vir ons van verhaal. Nou, dit, liewe vriende, is die grondslag van waarmee ons nou op hierdie stadium werk. Nou is daar 3, net 3
geleenthede in die Nuwe Testament waar 'n teks kan lyk asof die Heilige Gees van iemand kan onttrek en die mens alleen laat sonder die krag van die Heilige Gees. En dit is onder andere in 2 Timoteus 4 vers 9 tot 11. Skus, ek het nou hier heeltemal deur mekaar geskryf voor my op die bladsy. 2 Timoteus 4 vers 9 tot 11, waar Paulus vir Timoteus vra om asseblief so gou as moontlik na hom te kom, en ek lees, want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat en na Thessalonika vertrek. Crescens is Galasië toe en Titus Dalmatië toe, net Lukas is by my, gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Nou hierdie opmerkingkie, Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat, is die ding wat by baie mense groot verwarring veroorsaak. Beteken dit nou dat Demas dan nou die krag van die inwoning van die Heilige Gees verloor het? En ek dink die antwoord in die Bybel, as 'n mens na die breër konteks kyk, en ons gaan nou nog vandag daarby kom, ek gaan 'n bietjie later net met julle daaroor gesels. Die breër konteks van die Bybel sê vir ons nee, Demas het nie die Gees verloor nie, het hom net nooit gehad nie. Hy het hard gewerk saam met Paulus, hy was regtig vir Paulus tot groot hulp gewees, maar hy het nie die Gees verloor nie, hy het hom nooit gehad nie. Ek sê dit om 'n bepaalde rede, en ek gaan nou by daardie rede uitkom, want hierdie Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry is nie 'n norm aan die hand waarvan ons die Heilige Gees se inwoning in ons kan verreken nie. Die norm lê op 'n ander terrein. Die norm hier is nou maar net eenvoudig dat Demas net nooit die Gees gehad het nie. So hy het nooit regtig die verlossende geloof in Jesus Christus gehad, en ek het gister vir julle gesê, die geloof in Jesus Christus en die geloof in die inwoning in die Heilige Gees lê op dieselfde vlak. Dit is geloof, laat ek sê, dis twee gelowe of twee handelinge, geloofshandelinge, wat met mekaar so in mekaar gevleg is, dat jy hulle nie van mekaar kan skei nie. Jy kan net in Jesus glo, omdat jy in die Heilige Gees glo. En jy kan net in die Heilige Gees glo, omdat jy in Jesus glo. So dit is nogal baie belangrik, dat ons vir mekaar nou weer sê, dit lyk op die oog af asof Demas die Heilige Gees verloor het, maar ek dink dit is so nie. Die res van die inligting in die Nuwe Testament sê nee, dit is nie so kwaai dat hy die Heilige Gees verloor het nie. Hy het hom net nooit gehad nie. Dieselfde beginsel geld wanneer Hebreërs 6 vers 4 tot 6 byvoorbeeld praat oor mense wat een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, dan sê die skrywer, en dit is vir ons baie belangrike sinnetjie, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. En hulle self kruisig hulle immers weer die sin van God en maak hulle hom in openbaar tot bespotting. Hier is dieselfde beginsel. Hierdie mense in die skrywer van die Hebreërbrief het alles, maar alles ontvang wat God vir hulle gehad het om te gee. Dis baie duidelik as 'n mens hierdie lys lees. Maar hulle het een ding kort gekom. Hulle geloof in Jesus Christus was nie so goed gevestig dat hulle die druk van die samelewing waarin hulle geleef het en wat aan mekaar wou gehad het, dat hulle tog net asseblief terugkom na die Jodendom toe, dat hulle daardie druk nie kon weerstaan nie. So hulle het alles gehad wat God vir hulle gegee het, maar hulle het die een ding gekort. Hulle geloof in Jesus was nie so goed gewortel
dat hulle die druk om terug te keer na die Jodendom kon weerstaan nie. En dit is nou hier waar ons verstaan van hierdie ding inkom. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons weet, my geloof in Jesus Christus en my geloof in die inwoning in die Heilige Gees is in mekaar gevleg. Die twee goed is hand aan hand in die Bybel vir ons geleer. Johannes gee vir ons 'n ander beginsel, of hy gee vir ons die werklike beginsel hierdeur in 1 Johannes 2 vers 18 tot 20. Hy praat met die mense oor die laaste dae en die antichrist en die antichriste. En hy sê soos volg, hy sê, kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n antichrist kom. En daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel, luister mooi, uit ons geleedere voorgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons was nie. Julle, die gemeente aan wie Johannes skryf, is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Die beginsel lê daarin dat hulle nooit werklik een van ons was nie. En dit is aan die hand van daardie beginsel dat ons al drie hierdie geleenthede in die Nuwe Testament moet oorweeg. Daarom is die antwoord op die vraag in die Nuwe Testament, kan ek die Heilige Gees verloor as ek hom eenmaal ontvang het, 'n klok helder en duidelike hoofletter swart gedrukte, nee, jy kan nie. Want Johannes het vir ons die norm van hierdie drie tekste gegee. Demas se liefde was nooit by die Here nie. Die mense in Hebreërs het nooit die Here gedien nie. Hulle was betrokke by die gemeente en hulle het die gemeente se aktiwiteite vervul, maar hulle het nooit die Heilige Gees gehad nie. Dit het net gelyk asof hulle hom het. Nou vir ons lê hier 'n baie belangrike waarskuwing in. En ek en jy moet daarvan bewus wees. Hierdie baie belangrike waarskuwing. Dat ons nie vir onsself bluf met 'n valse evangelie nie. Want die evangelie van ons Here Jesus Christus wil hê dat hierdie waarhede van die Here Jesus se lewe en sterwe, sy verdienste vir my, deur die Heilige Gees aan my bevestig word. Vriende, en as dit nie so aan jou bevestig word, moet jy dringend na die Here toe gaan en vir hom gaan vra om dit vir jou te gee. Gelowiges wat die Heilige Gees ontvang het, deur die krag en van sy werking in vir Jesus begin vertrou het, en vir ons verlossing en vir ons elke dag se lewe op hom gesteun het, kan nie weer die Heilige Gees verloor nie. Ek wil hê jy moet dit in jou hart vasmaak. Ek gee vir jou 'n paar tekste. Efesiërs 1 vers 13 en 14, daar die pragtige Efesiërs 1 van vers 3 tot by vers 14. O, vriende, weet jy, dit is so 'n wonderlike teks daar, die gedeelte van Efesiërs 1 vers 3 tot 14, waarin die Here Jesus aan ons openbaar word, die drie eenheid aan ons openbaar word, as dit wat die Vader gedoen het, en daarom moet hy sy grootheid prys, en dit wat die Seun gedoen het, en daarom moet hy sy grootheid prys, en dan dit wat die Gees doen, en daarom moet hy sy grootheid prys. Hy skryf, deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor, en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat God beloof het, julle as eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons die grootheid van God prys.
Dis 'n fantastiese teks hierdie. Die Heilige Gees het jou beseël. Om jou te beseël beteken letterlik dat God sy naam op jou skryf. Op jou staan die naam van die drie-enige God. En hy sal met jou handel na sy welbehae en sy goeddinke. Efesiërs 4 vers 30 sê moet asseblief nie die Heilige Gees bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. So die dag wanneer die Here Jesus weerkom, dis waarna Paulus hier verwys. Jesus self beloof die ewigdurende teenwoordigheid van die Heilige Gees. In Johannes 14 vers 16 tot 17 sê hy, ek sal vir die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te bly, naamlik die Gees van die wêreld. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan Johannes 10 vers 28 en 29 sê Jesus wanneer hy met die Jode praat, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my, ek gee vir hulle die ewige lewe en hulle sal in ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat die Vader my gegee het is die belangrikste van almal en niemand sal hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Staan in die woord van die Here. En ek en jy moet baie diep bewus wees daarvan, dat die Here juis vir ons ook hierdie woorde gee. Nou is die vraag natuurlik, waarom lyk dit dan soms asof iemand nie deur die krag van die Heilige Gees leef nie? En weer eens gee die Bybel vir ons helder antwoorde hierop. Dit is nie omdat die Gees onttrek het nie. Dis omdat ons die werking van die Gees weerstaan. 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê dit onder andere vir ons baie duidelik, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Vriende, die groot vraag rondom die hele gedagte van die verlies van die Heilige Gees is nie of ek die Heilige Gees kan verloor nie, maar of ek vandag, nou, hierdie dag, in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees lewe. Die Bybel roep ons daartoe op, Galasiërs 5 vers 16 sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Romeine 8 vers 5 sê, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees van God laat beheers, hou hulle besig met die Gees van God. Ek wil vir jou vandag weer die versekering gee. In die Ou Testament is dit so gewees, dat mense die Heilige Gees gekry het, hulle taak verrig het, en dan het die Heilige Gees weer onttrek. Want die bedeling was die bedeling van God, die Vader. In die Nuwe Testament is dit so dat regdeur word die Heilige Gees as die ondersteunende krag van God in Jesus Christus se hele bediening aan ons geopenbaar. In die post-Nuwe Testamentiese tyd, waar Handelinge begin, toe die Gees uitgestort is daar net hierdie 3 voorbeelde van Demas, van die antichriste in Hebreërs, van die mense die mee afvallig is in Hebreërs, en van die antichriste in 1 Johannes 2, waar dit lyk asof iemand die Heilige Gees verloor het. Maar Johannes sê daar vir ons duidelik, nee, hulle was nooit deel van ons nie. As hulle deel van ons was, sou hulle by ons gebly het. Die Gees wyk nie van mense nie. Paulus skryf vir die Romeine, en ek sluit weer af met die teks waarmee ek begin het, sonder om aan te haal. Hy skryf vir Romeine, as God eenmaal sy gawes aan iemand gegee het, dan trek hy dit nooit weer terug nie. Vriende, God het vir jou die Heilige Gees gegee.
Dis jou eerste gawe. Dis die eerste ding wat jy uit God se hand ontvang het. Uit daardie gawe groei jou geloof in Jesus. Uit daardie gawe groei jou vertroue dat Jesus jou verlosser en saligmaker is. Uit daardie gawe, die gawe van die Gees, groei jou geloof dat die Heilige Gees in jou bly en kragtig in jou wil werk. As jy dit nie ervaar nie, as jy nie beleef dat die Heilige Gees met jou besig is nie, is dit jou eie skuld. Want dan laat jy hom nie toe om dit te doen nie, dan weerstaan jy hom of jy bedroef hom. Soos wat die Bybel sê, moenie dit doen nie. Hy wil jou graag, skryf Jakobus, heeltemal vir homself hê. Amen.